Vanoggend iets oor die lig van die wêreld. Matteus 14 sê, julle is die lig van die wêreld. Luisteraars, Jesus sê merkwaardig in die bergpredikasie. Julle is die lig van die wêreld. Hy sê nie, julle moet probeer om lig te wees nie. Julle is die lig van die wêreld. Waarom? Omdat Jesus Christus die lig van die wêreld deur sy gees en in sy kinders woon. Die maan het geen eie lig nie, dit weerkaats die lig van die son, net soos skyn die Christen nie uit eie goedheid nie. Ons weerspieël die lig van Christus. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense onseker is. Sommiges weet nie wat reg verkeerd is nie, ander leef sonder hoop, nog ander dra swaar in skuld en vrees. En juist daar plaas God sy kinders. Nie om onsself te verhef nie, maar om Christus sigbaar te maak. Die vraag is waarskynlik, hoe skyn ons? Ons skyn deur eerlik te wees wanneer ander bedrieg, deur sagte antwoord wanneer ander skree, deur te vergewe wanneer ander raad, deur hoop uit te straal wanneer ander moed verloor. Jesus sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Let mooi op, die doel is nie dat mense ons bewonder nie. Die doel is dat hulle God verheerlik. Ons lewe is soos 'n venster. As 'n mens deur 'n skoon venster kyk, dan sien jy nie glas nie. Jy sien dit wat agter die glas is. Mag mense deur ons lewe iets van Christus sien. Kom ons vra, laat die lig van Christus helder deur ons lewe skyn, sodat mense nie ons nie, maar U sal verheerlik en kan sien. Kom ons vra dit elke dag, elke oomblik van elke dag. En van dankbaarheid lees ek in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Ja, 3 kort versies. Die eerste is, wees altyd bly. Vers 17, bid geduldig. Vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Liewe luisteraar, daar is 2 maniere om na dieselfde lewe te kyk. Een mens sien net wat ontbreek, 'n ander sien elke dag die genade van God. Paulus skryf, wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar. Hy sê nie, wees vir alles dankbaar nie, hy sê, wees in alles dankbaar. Selfs in moeilike tye bly God se hand in die werk. Dankbaarheid verander nie altyd ons omstandighede nie, maar dit verander ons hart. Wanneer ons dankbaar leef, begin ons God se sorg raak sien. Die asem wat ons inasem, die reën waarvoor ons bid, die kos op ons tafel, die mense wat ons lief het, die Bybel in ons hand, die verlossing in Christus. Ons ontdek dat ons baie ryker is as wat ons dikwels besef. 'n dankbare Christen kla minder. Hy vergelyk minder. Hy beny minder. Hy prys God meer. En so word hy 'n getuienis. Mense vra dikwels, waarom het jy vrede? Waarom bly jy vriendelik? Waarom verloor jy nie hoop nie? Dan kry ons die geleentheid om van Christus te vertel. Dankbare lewe is 'n getuienis. Mag ons lewe weer vandag om die gewone gawes van God raak te sien,
vir ons 'n leerkurwe wees. Ons in elke ding God se gawes sal raak sien. En mag die Here ons oë oopmaak vir elke dag se goedheid. Mag ons harte vol wees van dankbaarheid, sodat ons die Here se naam kan verheerlik. Matteus 7 vers 24 tot 27, ek lees dit. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, wind het daar teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fundament was op die rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, wind het teen die huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. En toe was die skare verbaas daaroor, toe hy klaar gepraat het. Dit is Matteus 7 vers 24 tot 27. Jesus lei die bergrede af met 'n beeld wat almal verstaan. Twee mense bou huise. Van buite lyk die huise waarskynlik dieselfde, maar die verskil lê onder die grond. Een bou op sand, een bou op rots. Toe kom die storms, reën, wind, vloede. Die huis op sand stort in, die huis op die rots bly staan. Die storm openbaar waarop die huis gebou is. So is dit ook met ons lewe. Gesondheid kan verander, werk kan verlore gaan, geliefde kan sterf, ons planne kan in duie stort. Dan word die fundament getoets. Jesus sê die rots is nie bloot om sy woorde te hoor nie. Dit is om sy woorde te hoor en te doen. Ware geloof is gehoorsame geloof. Ons vertrou nie op ons eie vermoë nie, ons vertrou op Christus. Hy is die vaste fundament. Hy verander nie, sy beloftes verander nie, sy genade verander nie. Wie op hom bou, sal nie beskaam staan nie. Mag ons elke dag weer ons lewe op Christus bou, want die storm sal kom, maar onthou die rots sal bly. Here Jesus, U alleen is die rots waarop ons bou, die vaste rots waarop ons kan bou. Bewaar ons dat ons nie op verganklike dinge vertrou nie, maar dat ons elke dag op U woord en op U vertrou. En U genade ons lewens sal begrond. Ons bid dit net van U af, Here, want U kan dit vir ons gee, en niemand en niks anders nie.